dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat u hier teenwoordig is, dat u 'n afspraak met elkeen van ons het vandag. Dat u 'n boodskap het, dat u vir ons wil help in die lewe, dat u saam met ons die pad stap en dat ons dit saam met mekaar kan doen, Here, dat ons as gemeente al hoe meer kan ontdek van wie u is en al hoe nader en nader aan u kan beweeg. Dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees, om in u teenwoordigheid te wees. En Here, help ons om toe te laat dat dit wat u vandag vir ons wil sê, wat u op ons harte druk, dat dit ons lewe sal verander. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Lukas 16 van vers 19 af. So baie bekende verhaal. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam van Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel. Want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al sou iemand uit die dood opstaan nie. Ons lees tot sover. Nou hierdie is 'n baie, is nie die maklikste teks nie. Is die maklikste verhaal wat Jesus hier kom vertel nie. Miskien omdat dit so hard en duidelik die boodskap deurgee. Het gaan oor 2 mense. Een is baie ryk en ander een is geweldig arm, siek en in pyn. 2 kontraste in die lewe. En miskien 'n baie bekende kontras in die lewe. En dit is 'n moeilike onderwerp, miskien omdat dit so baie bekend is in ons lewe. In die lewe, en toe hulle sterf, toe word hulle rolle omgeruil. En dan vra mens baie keer die vraag af, maar mag 'n mens nie ryk wees nie? Is dit dan so sondig om geld te kan hê? Want as mens Lukas lees, vertel Jesus nogal baie verhale van hierdie kloof tussen ryk en arm. En ryk mense wat sukkel om saam met hom te kan wees. Ryk mense, hy is baie hard op ryk mense. Hoekom? Dis die vraag, mag ons ryk wees? Mag ons geld hê? Is dit dan so verkeerd? En God wat aan die ander kant om ontferm oor arme mense. Wat vir mense kom sê, maar geseënd sal hulle wees. Moet ons dan swaar kry in die lewe om geseënd te kan wees? Mag mens dan nie die goeie geniet nie? Want dis so half 'n teenstelling wat God vir ons nou net kom sê het, is hy wil jy sê ons moet die volheid geniet. Hy wil jy sê ons moet voluit lewe saam met hom elke dag van sy lewe. Hy wil hê ons moet gelukkig wees. Hy het ons gemaak om gelukkig te wees.
En as mens na hierdie verhaal kyk, dan kom maak Jesus 'n paar goed duidelik in hierdie verhaal. Eerstens, kom Jesus en hy maak ons baie bewus van hierdie gaping tussen ryk en arm. Mense wat alles het, teenoor mense wat letterlik niks het nie. En ek dink Jesus wil in die eerste plek vir mense kom sê, God oordeel jou nie met jou besittings nie. Jou waarde word nie toegevoeg aan wie jy is as gevolg van wat jy het en wie jy ken in die lewe nie. Alle mense is belangrik. God soek ons harte. Hy sien ons raak. Hy's lief vir ons net soos wat ons is. Of dit nou goed gaan of sleg gaan met jou, God sien jou raak. Al gooi ander mense jou weg, al dink ander mense jy is nie die moeite werd nie, al dink ander mense jy is vuil en jy mag nie naby hulle kom nie. Daar's klomp mense wat weggestoot word en God kom sê, maar ek soek jou hart. Ek ken jou, ek sien jou raak, ek weet waar jy deur jy gaan en maak nie saak wat hierdie wêreld na jou kant toe gooi nie, jy bly kosbaar vir my. Selfs al maak mense jou seer en dan gooi hulle jou weg, ten spyte van die feit dat jy dit regtig nie verdien het nie. Jy het niks gedoen om dit te wil hê nie. God sê, ek sien jou raak. Hy sê, ek is lief vir jou. En dit is interessant, as ons hierdie verhaal lees, is Lazarus die enigste een wat 'n naam kry, hè? Die ryk jong man het nie 'n naam nie. Maar God sê, en as mens dit vertaal, dan beteken Lazarus, God is my hulp. So Jesus wat kom sê, maar hierdie arme man wat deur hierdie verskriklike goed gaan, God help hom, God is daar vir hom, God ken sy hart, en hy kom sê vir hom, ek ken jou pyn, ek sal jou help. En is baie duidelik dan op die ou end dat Lazarus vir God geken het en dat sy hart dan by God was. En op die ou ende word hy gered en hy gaan bly by God. Hy kom in die hemel. Nou, dit is baie belangrik om te verstaan dat in daardie tyd was die siening in die lewe baie ernstig. As jy ryk is en jy het alles en jy het goeie besittings en jy is bekend, dan seën God jou, en as jy arm is en niks het nie, dan word jy gestraf. Dis 'n konsep in daardie tyd wat baie baie sterk na vore gekom het. So, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan vra mense ook, wat het jy gedoen? Hoekom het jy sonde gedoen? Hoekom straf God jou? So dit was die persepsie in daardie tyd gewees. As mens die verhaal van Job ook lees, as Job gaan deur hierdie verskriklike goed, hy het letterlik alles verloor. Hy is so siek, hy sit op 'n ashoop en dit gaan net so sleg met hom. En dan kom sy vriende en hulle kom vra, hulle het nie simpatie met hom nie, hulle het nie empatie met hom nie. Hulle vra vir hom, wat het jy gesondig? Wat het jy verkeerd gedoen? Hoekom het God jou hier gesit? So dit was die persepsie in daardie tyd. En Jesus kom en hy sê, maar jy is nie vervloek as dit sleg gaan met jou nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ek sien mense raak, of jy nou arm is en of jy ryk is. En Jesus kom, draai daai konsep op sy kop en hy kom sê, maar ek sien alle mense raak en jou omstandighede is nie 'n bewys van jou verhouding met my nie. Want die punt is, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n geweldige stikkende wêreld en ons kom mekaar na. Ons doen verskriklike goed met mekaar. En baie keer is dit nie jou skuld nie. Baie keer maak ander mense keuses en jy kry seer as gevolg van dit. Siektes gebeur, wêreldrampe gebeur. Ons het nie antwoorde vir hierdie goed nie, maar ons weet ons leef in 'n stikkende wêreld. En soms gebeur daar net slegte goed. Dit beteken nie God het jou gelos nie. So Jesus kom sê, ek sien hierdie arme mens ook raak. Het gaan nie sleg met hom omdat hy verkeerd lewe nie. En ek dink baie keer is dit vandag nog steeds so. As dit sleg gaan, dan vra ons altyd, wat het ek gedoen om hierdie te verdien?
Dit is moeilik om te glo dat ons net binne in 'n slegte wêreld leef. Ons is hard op onsself. Ons is hard op ander mense. As ons nie iets reg kry nie, of ons is nie die heel beste nie, dan vra ons, hoekom word ek dan so gestraf? Dis 'n baie bekende ding in ons lewe. Hoekom word ek gestraf? Want ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het nie. Maar die punt is, wat Jesus ook hier wil kom maak, is sê, maar ons leef in 'n sondige wêreld. Dis nie noodwendig jou skuld nie. Gemors gebeur. Dit was nie Lazarus se skuld dat hy arm was nie. Dit was sy omstandighede. Maar dit het nie gemaak dat God hom nie raak sien nie. God sê hy sien alle mense raak en hy's lief vir alle mense. En dit is waar dat ons baie keer onsself in sulke situasies sit en ons moet dit kan herken, ons moet kan sê, okay, ek het droog gemaak, kom ons staan op en kom ons hou op om hierdie te doen. Ons moet verantwoordelikheid vat vir ons eie keuses, maar baie keer gebeur dit ook dat ons deur goed gaan en ons kan nie sê, maar dit is omdat God jou straf nie. Ons kan dit nooit sê nie. En daarom moet ons uitkyk vir mekaar. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet mekaar ondersteun en ons moet mekaar help. En as die mense iets verkeerd gedoen het, moet ons mense help om weer op die regte pad te kom, sodat hulle uit daai situasie uit kan kom. Ons moet mekaar vergewe. En dit is nie altyd so maklik nie. Maar die punt is, ons moet mekaar raak sien. En God sê, geseënd is die wat arm is. Geseënd is die wat swaar kry. Want hy kom sê, my kind, ek sien jou ook raak. Ek is lief vir jou ook. So dis die een kant van hierdie arm man Lazarus. Dat God sê, maar ek sien jou raak. Aan die ander kant, kyk ons na die ryk man. Na die dood word dan die twee plekke omgeruil. Maar dit is nie omdat die ryk man ryk was dat hy in die hel beland het nie. Dit is omdat sy hart nie op die regte plek was nie. Hy was, ons sien baie duidelik, hy noem Abraham vader, nee, vader, hy is die vader van Israel, hy is die vader van die volk van God, hy word beskou, so hy was deel van die volk van Israel gewees. Met ander woorde, hy was nie net 'n vreemde ryk man gewees nie, hy was deel van God se volk. Maar dit was nie sy rykdom wat hom in die hel laat beland het nie. Miskien was dit wat die rykdom aan hom gedoen het, wat gemaak het, dat hy nie by God kon uitkom nie. Want die ding is, ons vat net onsself na God toe. As ons lewe tot 'n einde kom, staan jy alleen voor die Here. Die ander goed gaan verlore. Jou mag en jou status, jou rykdom, jy kan nie dit saamvat nie. En toe hy met sy rou self voor God moet gaan staan, toe kom hy agter, maar die manier hoe ek lewe en die manier hoe ek ander mense hanteer, maak toe nou al die tyd saak. Die ding is, ons almal is vol sonde, ons almal hoort eintlik daar waar die man geëindig het sonder God. Ons verdien dit want ons doen sonde. Ons kan nie van dit af wegkom nie, ons maak droog. Maar Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om saam met hom vir ewig by God kan wees. Jesus het namens ons sondes gesterf, maar as ons vir Jesus ontmoet, dan verander ons lewe. Ons kan nie dieselfde wees nie. Ons kan nie dieselfde kyk na ander mense as ons het nie. Ons kan nie aanhou om net myself en ander mense te na te kom nie. As ons vir Jesus ontmoet en ons besef wat hy vir my gedoen het, dan verander my hele lewe. En die ding is, dit geld vir ons almal. Dit geld nie net vir die ryk jong man nie. Maar die ding is, hierdie man het doelbewus droog gemaak in sy lewe. Hy het nie eers probeer omgee nie. Hy het regtig net vir homself gelewe. Want hy het vir Lazarus geken, hy ken sy naam, hy het letterlik voor sy deur gesit, hierdie arme man, en hom gesmeek om hom te help.
Hy het gesien hoe sit en vergaan, hy het gesien hoe sy siek, hy het gesien hoe lek die honde sy wonde. En hy het doelbewus gekies om net niks te doen nie. Hy het homself totaal en al verhard teenoor sy swaar kry. En wanneer dit goed gaan, dit is tog nie karaktereienskappe van wie God wil hê ons moet wees. Dankie Here dat ons en dan moet ons die vraag vra, afhang van wat ons het. Hy net gedink wat dat mense van ons ek is dink kind, nie, maar ek wat is U van deel ons van God dink. se volk, en kan ek maar net doen wat ek wil. Dankie dat U die ons ding is, raak God, sien en dat U ons ons nooit vir God sal los ontmoet nie. en ons het maak Here, regtig daarom bid ek ook erns vir met ons verhouding met die Here, moeilike kan tyd ons gaan, nie so Here, mag hulle gesindheid hê nie. weet. Ons kan ons nie self so verhard Ja, teenoor dis nie alle maklik mense nie, maar U is by hulle elke dag, elke sekonde So die van vraag hulle is, hoekom wese. is Jesus dan so En hard sal op vir hierdie altyd ryk mense? by hulle wees. Want ons lees dit Dankie, oral, Here, ons vir nie die net in liefde en hierdie die verhaal nie. genade. Jesus gaan Dankie dat sê ons vir 'n ryk jong man, in gaan U verkoop volheid alles kan en dan lewe. kan jy my volg. Selfs al lyk dit En dan of sê die hy vir hele sy disippels, wêreld maar dis vir hom besig is moeiliker om te vergaan. om in die Dankie hemel te kom of om te dat U volg of om sy steeds besittings te gaan in beheer opgee is. as vir Dankie vir al 'n die kameel liefde om deur die naald van en 'n al die oog te kom. genade. Amen. Hoekom is Jesus so hard op dit? Op mense wat ryk is. Veral in Lukas. Lukas doen dit regtig baie ernstig. Miskien is dit omdat rykdom met so geweldig baie verantwoordelikheid en versoekings kom. Jy verbeel jou dalk. So, jy kan jouself maklik verbeel dat jy kan doen net wat jy wil, want ek kan dit koop. Ek kan iemand se arm draai en dan kan hulle net doen wat ek wil hê hulle moet doen. Miskien is omdat mense wat ryk is maklik vir hulle self verbeel dat hulle alles is. Dat ander minder is as hulle, dat hulle die beste verdien. Maak nie saak hoe arrogant jy is nie, maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe jy ander mense hanteer nie, ek word die belangrikste. Dit gebeur so maklik as jy alles het. Ryk mense het miskien gaan miskien deur 'n ding waar hulle voel, maar miskien kan ek op my eie oorleef. Miskien het ek nie vir God nodig nie en dan los hulle vir God. Ek is in beheer. En dan sterf hulle soos hierdie ryk jong man en dan is dit soos 'n koue bak water wat op hulle uitgegooi word. En hulle besef wie ek is op aarde, my aansien, my rykdom, wat ek het, bepaal nie wie ek is nie. Wat bepaal wie ek is? Wat gaan in my hart aan? En dit is wat God soek. So, daar's niks fout met rykdom nie. Jy mag geld hê, daar's niks fout daarmee nie. As jy hard werk en jy kry dit, is dit goed. Maar die oomblik as dit vir jou 'n verslawing word, die oomblik as dit jou lewe, jou hart, jou verhouding met God beïnvloed, die manier hoe jy lewe teenoor ander mense, die manier hoe jy kyk na die lewe en na ander mense verander, dan raak dit gevaarlik. Dan raak dit vir jou struikelblok eerder as wat dit vir jou goed doen. En dan verniel dit jou verhouding met God. So dit gaan nie oor die rykdom self nie, dit gaan oor wat ek in my lewe doen en wat ek maak met hierdie goeders wat die Here vir my gegee het. Ja, alles is geskenke van die Here en is wonderlik en is mooi. Maar wat se invloed het die goed wat mooi is op jou? Is dit vir jou belangriker as jou verhouding met God? En dis hoekom miskien Jesus die mense uitdaag en sê, okay, vat, as jy dit nie meer het nie. Wat word van jou lewe? Wat 'n plek het dit in jou lewe? Want op die ou ende, as dit belangrik is, as belangriker is as jou verhouding met God, dan is God mos nie meer jou enigste God of die nommer 1 ding in jou lewe nie. God kom en hy sê,
Ja, daai goed kan jy hê, maar solank, dis belangrik om op te let, dat dit nie belangriker word as my verhouding met jou nie, want daai goed kan jou nie vir altyd gelukkig maak nie. Dis nie waaroor die lewe gaan nie, dis bysake. God waarsku die Israeliete presies dieselfde, want dit het met hulle ook gebeur. Hulle mag en status in die wêreld het na hulle koppe toe gegaan en toe dink hulle, ek kan ons maar doen wat ek wil. God is mos nou hier en ek kan mense binne in ons volk wat arm is, wat deur moeilike tye gaan, ons kan hulle hanteer net soos ons wil, want ons is mos nou, ons het gearriveer. Ek is alles en ek kan doen net wat ek wil. En God het hulle gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku. Hy het gesê, hou op met wat hulle doen. Hy het 'n klomp profete na hulle toe gestuur en hy het vir hulle gesê, hou op om ander mense toe te na te kom. Jy is nie God nie. Jy moet lief wees vir hierdie mense. En toe hulle nie luister nie, toe verloor hulle alles, want hulle moes leer om weer vir God te ontdek. En hulle is in ballingskap vir 70 jaar gewees. So God sê, wat maak die lewe? Wat is nommer 1? Wat is belangrikste in jou lewe? Waar is jou hart? Wat gaan in jou hart aan? Is jou hart by my? Want as jy regtig voluit wil lewe, as jy regtig die volheid van die lewe wil ervaar en voluit wil leef elke dag, moet jou hart by my wees. En wanneer jy my ontmoet, dan kan jy nie so maak met ander mense nie. Ons kan nie die hele wêreld verander nie. Ons kan nie. En dis ook nie wat God van ons verwag nie. Maar as daar mense op jou pad kom wat God wil hê jy moet help, vra God vir jou om hulle raak te sien, om die liefde wat hy vir jou kom gee het, uit te leef, daar waar hy jou plaas, met die mense wat hy oor jou pad stuur. Jou lewenskeuses maak saak. Want op die ou ende spaat jy net jouself as jy nie saam met God lewe nie. As jy net vir jouself lewe, jy mis uit op so baie in die lewe. Ons is almal skuldig. Dit is nie lekker om dit te hoor nie. Dit is nie lekker om te weet ek is vol sonde nie. Maar daar's hoop. God kom sê, ek het vir jou dit moontlik gemaak om saam met my elke dag te lewe, sonder dat jy perfek hoef te wees, want hy weet ons is nie perfek nie. Hy weet ons maak droog, hy weet ons gaan deur moeilike tye. Maar hy sê, ek het dit vir jou moontlik gemaak. Maar my kind, ek soek jou hart. Die ding is, as ons harte vir die Here gee, sê Here, hier is my lewe, dan verander die res van jou lewe ook. En dit beteken nie jy gaan nou skatryk word nie, want dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit beteken nie jy gaan nou uit jou sokkies uit geseën word met alles rondom jou en alles gaan net na jou pad toe, alles na jou stroom nie. Maar jy gaan die volheid van die lewe ervaar saam met die God van die heelal, want dit is wat saak maak op die ou end van die dag. Dan word jy wie God jou gemaak het om te wees. Kom ons bid saam. Here, U is 'n almagtige, groot, wonderlike God. Here, U weet dat ons as mense maar nietig is en wat baie foute maak en ons baie klomp dinge wat ons doen wat ons nie moet doen nie, Here. En het is nie altyd lekker, is sleg om te erken dat ek vol sonde is. Sleg om te erken dat ek foute maak en droog maak. Maar Here, dankie dat U vir ons dit moontlik gemaak het dat ons nog steeds by U kan wees deur te sterf vir daardie sondes, Here.
vir daardie moeilike goed wat ons nie reg kry nie. Nou Here, U vra van ons dan om dit wat U vir ons kom doen het, deel van ons lewe te maak. Dat ons harte vir U sal gee, dat ons sê, Here, dankie vir wat U vir ons kom doen het, en hier is ek, help my. Help my om so met U elke dag voluit te lewe. Here, dankie dat U ons raak